En 'n lekker hartlike goeie wintersmôre vir jou ook. Ek vertrou regtig dat jy gesond is en dat dit goed gaan met jou. Ja, wat 'n klomp vakansiedae, né? En dit laat my nou dink, wat sal gebeur as God op verlof moet gaan? Kan jy dink? Niemand met wie jy kan praat in die nag nie. Niemand na wie jy jou probleme kan vat nie. Geen mense gaan meer redding vir hulle siele kry nie. Ek en jy kan nie maak wat die Bybel dan sê en al ons bekommernisse na hom toe vat nie. Wat 'n fiasko sal dit wees? Dank die Here dat hy gedurig, altyd, aanhoudend, voortdurend beskikbaar is, dag of nag. En ek dink daarom sê die Here dan ook in 1 Timoteus 1 vers 14, bewaar jou pand, wat deur die Heilige Gees in jou is. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om dit wat God vir ons gegee het, dit wat in ons binneste is, die Gees van God, en my verhouding met God, te bewaar en te beskerm. En natuurlik dan, ja, die Gees van God in ons binneste, gaan nie op verlof nie. Wat 'n heerlike gedagte. Dat hy's daar, hy's beskikbaar, selfs al het die res van die land vakansiedae. Ja, Here, baie dankie dat U beskikbaar is vir ons. Dat ons die geleentheid het om, soos wat U woord sê, met groot vrymoedigheid na die troon van genade toe kan gaan. Dankie daarvoor in die kosbare naam. Amen. Nou ja, daar het jy dit, goeie nuus. God is nie op verlof nie, hoor. Ek en jy is nog okay. Lekker dag vir jou. Bye bye.